Ja, soos daar maar redelike getal die vandag en ek is baie daarvoor. Jy weet, die rede hoekom ons hier is vandag is van die goeders, van die redes wat ons praat nie graag oor die goeders nie. Ons is, jy weet, ons is nou 'n tydjie al hier in die gang. Dis die September Wellness Center. Sergeant Joker, you are okay with Afrikaans? Yes, I'm okay. Okay. So ons is allemaal gemakkelijk in Afrikaans. En ons is so 6 maanden nou aan die gang met hierdie bewusmakingsveldtog. Ons het voorheen was ons die Assemblies of God het ons 'n event gehad, ons het hier ook al 'n event gehad. Ons was by die verskillende kerke in ons gemeentes. Ons was by die Christen gemeente, ons was hier agter by die PTK. En ek dink daarom ons het paar mense geraak en ons op ons manier die boodskap kon uitdra. En ons fokus is, ek wil net verduidelik die rede hoekom jy vir ons vandag. En gaan ek vir Broer Steven vra om vir ons net 'n kort skrifgedeelte en 'n bietjie uitbrei. Want ek het nagelaat om te sê, ons begin niks sonder dat ons die Here goed gemaak. Hy is toch maar, ons begin en ons einde. En ons is tot niks in staat sonder hom. En daarom by elke geleentheid waar ons so by mekaar kom, is dit net gepas om sy naam aan te roep en vir hom die lof en die eer te gee. Ek sê nou ons, September Wellness Center, het dit gedoen. Nee, eindelijk praat ek oor. Maar jy okay met Afrikaans? Jy hoor. Okay, dankie. Maar eindelijk is dit nie September Wellness Center wat hierdie dinge achieve het of bereik het. Sonder die Here sal ons dit nie gedoen het. Sonder die Here sal ons dit nie gekry het. Daarom gaan ek vir Broer Steven, ek gaan net so klein bietjie breed en dan gaan Broer Steven ons 'n kort boodskap uitbring. Ja, en ek het laaste gesê, in die begin gesê, ons praat nie oor hierdie goedes nie. Ons fokus is, en ons fokus nie op 'n spesifieke ding nie. Ons praat oor alkohol en dwelmmisbruik. Maar ons praat oor die verband. Ja, alkohol en dwelmmisbruik, gesinsgeweld, intieme, sê IPV, intimate partner violence, geslaggebaseerde geweld, HIV en AIDS. Maar ons praat nie oor een ding nie. Ons praat nie oor HIV, ons praat nie oor gesinsgeweld, ons praat nie oor intieme vernootgeweld. Ons praat oor die verband tussen hierdie dinge. En wanneer ons van die verband daarvan praat, dan sal ek vir u vra, waar begin dit mens? Waar begin dit mens? In die meeste gevalle begin dit alkohol en dwelmmisbruik. Dis die woord waar dit begin. En dit is waarom oor ons vandag met die bietjie wil deel. Suster Sharon is 'n maatskaplike werker. Sy gaan 'n bietjie praat. Sergeant Joker, sy gaan die polisie se kant af praat. Steven gaan van die geestelike kant af praat. En ek gaan bietjie praat oor MEV en FIRS. En dit is waar ons dan op is vandag. En daarmee wil ek vir Steven vra om vir ons net 'n kort boodskap te bring
net die verrigtinge by inkom. Baie dankie vir die Goeiemiddag, broers en susters. Nee. Ek groet my ordentlik. Ek groet my hart. Ek hou van groet. Goeiemiddag, broers en susters. Goeiemiddag, broer Steven. Dankie. Ek kan maar vir my wy hoor. As ek wil, ek kan maar vir my wy hoor. So broer Carlos se geliefde enetjie. Ek kan maar vir my ook vanmiddag wy. En ons jong mense ook, julle lyk pragtig hoor. Julle lyk regtig, julle lyk pragtig. En ons waardeer ook julle se insette vanmiddag. Maar kom ons begin hierdie byeenkoms. Ons is in die huis van die Here en daarom loof en ons prys hom vir dit wat ons vanmiddag ook hier gaan doen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons net saam. Ons God en Hemelse Vader, Here, in hierdie middaguur kom ons as mens, Here, nederig om te kom buig voor die troon van genade. Want Here, U is God, U het ons geskape na U beeld en daarom is ons vanmiddag U koningskinders. My gebed is vanmiddag, Here, dat alles wat hier sal plaasvind, U hand van seëninge oor elke woord wat gespreek sal wees. Here, dat elkeen wat vanmiddag hier is, Here, dat U vir ons ontvanklike harte gaan gee. Dat U vanmiddag, Here, ons gedagtes vir ons sal kom open en sodat ons vanmiddag, Here, nie 'n spreker sal sien nie, maar dat ons môre, Here, en hierdie middag hier sal luister na U stem. Wil U ons saamsyn kom seën in Jesus naam. Amen. Ja, ek het gewoonlik nie 'n lang tong nie, maar ek het 'n klein gedeelte wat ek vanmiddag vir u wil voorhou. Ek het toe broer Heno vir my vra, miskien jy net vanmiddag kom praat. Toe ek nou nie geweet nie wat nou, hoe nou, waar begin die mens waar eindig jy nie. Maar ek wil vanmôre of vanmiddag die woord begin vir u met 'n gedeelte uit 1 Samuel. Ek gaan vir u net een teksie voorhou. Dit kom uit 1 Samuel hoofstuk 16 en ek gaan vir u voorhou die B-gedeelte van vers 7. Net die B-gedeelte van vers 7. 1 Samuel hoofstuk 16, die B-gedeelte van vers 7. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. En ek wil vanmiddag hierdie gedeelte met u deel. Is dat baie keer, ons ken mos nou al die spreekwoord wat ook sê, jy takseer die persoon op sy baadjie. Was ons jong mense, wat beteken dat idioom? Is idioom, nee. Moenie iemand op sy baadjie takseer. Och, 19 hoeveel? 1979 matriek, Bastiaanse, Beaufort West. 1979, ek onthou dit nog. Wat beteken dit? Moenie iemand op sy baadjie takseer nie. Kom sê vir my. Ja, don't judge a book by his cover, is die Engelse ene. Wat beteken dit? Praat met my. Sê gou vir my, wat beteken dit? Sê vir my, wat beteken dit? Moenie die boek by sy cover sê nie. Wat is die Afrikaanse? As jy na iemand kyk, moet jy hulle nie judge oor hulle se voorkoms nie. Jy moet hulle judge oor wat diep in hulle se hart is. Pragtig. En is dit nie, sluit dit nie aan met die teksvers wat ek nou gelees het nie. Presies. Ons kyk na die uiterlike van die hart, van hoe die mens lyk. Maar Christus wat jou en my geskape het na sy beeld, kyk nie van hoe jy lyk nie.
Hy kyk na wat in die hart omgaan. En daarom sê Spreuke ook vir jou, pas op wat in die hart aangaan. Pas op wat in die hart aangaan. Want dit wat in die hart aangaan, kom uit na buitekant toe. Wat in die hart aangaan, kom uit na buitekant toe. Sê die ander spreekwoord die idioom, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Och, ek is hier onderwyser. Ek hou net van Afrikaans. Eerste taal, hoër graad. Maar ek is vanmiddag op 'n ander ene hier, op 'n ander gedeelte. Die gedeelte wat ek vanmiddag vir u wil gee, is dat elkeen van ons, soos ons vanmiddag hier sit, elkeen van ons het 'n storie om te vertel. Goed of sleg, maak nie saak nie. Jy het 'n storie. You've got a story to tell. Doesn't matter if it is good or it is bad, but you've got a story to tell. Wat is jou storie? Wat is jou storie vanmiddag? Dink gou. Wat is jou storie vanmiddag? Die storie wat in jou hart omgaan. Die storie wat in jou mond uitkom. Wat 'n storie het u vanmiddag om te vertel? Ons het elkeen 'n storie om te vertel. En daarom sê ek vanmiddag vir u, ons sien baie keer mense, en ons is baie maklik om te judge. Ons kan baie maklik oordeel. Ons kan baie maklik die vinger wys. Ons kan baie maklik sê, ja, maar hy is daai ene. Hy hou op daai ene. Hy ry met 'n Mercedes kar. Hy het 'n goeie werk. Hy ly nie honger nie. Dit is baie maklik om te oordeel, want dit is die vinnigste. Maar wat leer die Bybel ons? Wat is jou Christelike waarde wat die Bybel vir ons leer? In die eerste plek moet jy God lief hê. Hy is die eerste in jou lewe in. En dat die tweede gedeelte wat daarmee saamgaan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou as u vinger wys na iemand anders, as jy iemand anders oordeel, dink jy dit is die opdrag wat God vir my en vir jou gegee wat jy uitvoer? Dink jy dit? Dan dink u is dat u oordeel, as u sleg praat, as u lelik praat van iemand anders, dink u dit is die opdrag wat u uitvoer wat God op elkeen van ons gelê het? Dink jy so? Ek wil terugkom, daar is so baie gedeeltes hierso. Ek wil vir u terugbring na drug abuse toe. Ek is die tweede oudste van 6 kinders. Ons is nie meer ouers nie. Pa en ma is al afgesterwe. Ek is die tweede oudste van 6 kinders. Die oudste een is my broer. Hy is al oorlede. Ek het hom daar aan die kant van Carnarvon Lokstel het ek gaan begrawe om te rustig gelê. Ek is die tweede oudste. Hy het 'n dogter, 'n meisiekind, by 'n vroutjie van de Been. Ja, en ek weet nie, maar sy is baie lief vir my ook. Weet jy hoekom nie? Ek wil ook so raas beklei en stry, so kan ek kry. Sy is 17 jaar oud. Sy het nou 17 gemaak.
Weet jy hoeveel kinders het sy? Sy sit met 3 kinders. 17 jaar oud, 3 kinders. Ek gaan besoek my broer in Lockston in. Ek laai haar hier op in die bed in, of sy kom in die bed kan toe, ek laai haar hier op en vat haar saam om haar pa te gaan kyk, want haar pa is siek. Onwetend weet ek dat die meisiekind is 15 jaar oud. Onwetend dat die meisiekind swanger is met die tweede kind. Ons kan nie oordeel nie. Ons mag nie oordeel nie. U is vanmiddag hier as 'n ouer. Ek weet, ek is 'n ouer, ek is 'n oupa ook. Ek weet dat jy die beste vir jou gesin, vir jou familie en vir jou kinders wil gee. Die beste, want God skeep nie af as dit by jou kom nie. God skeep nie af nie. God gee vir jou as sy kind wat hy geskaap het na sy beeld die beste. Hy wil vir jou die beste gee. Hy skeep nie af nie. Maar weet u wat ons as ouers kan doen? Wanneer jou kind uit die huis uit is, kan jy net bid en jy kan hom in die hande van die Here vertrou. Daar is nie veel wat jy kan maak nie, jy kan praat, want jy is 'n groot mens op sy eie. Jy kan op jou knieë gaan, in jou kamer gaan, en jy kan opdra aan die Here. Dis al wat jy kan doen. Want hoor, help nie meer nie. Ons is 3 broers en 3 susters. Die jongste broer het ek, oor sy drank het ek hom gebeklei hier in my Jackson kantoor. Van nie wil hoor nie. Maar dit het nie gehelp nie. Dink jy dit het gehelp? Glad nie gehelp nie. Hy wys toe my drink net 'n bietjie beter. So daar's baie stories wat u en ek het. Maar ons vee dit hier onder die tafel deur. Ons steek dit weg, ons praat nie daaroor nie. Baie keer raak 'n mens moedeloos. Jy raak moedeloos want jy sien waarop dit afstuur. Jy kan dit sien, maar jy staan magteloos, jy kan niks daaraan doen nie. Sê weer eens, al wat jy kan doen, is om te bid, jou knieë te bly en die Here te vra om sy hand oor die persoon te hou. Ons sit met jong mense, en weet jy wat is vir my die hartseerste van ons jong mense, ons jong dogters, wat kinders kry voor die tyd. Weet jy wat is vir my die hartseerste van dit? Nie die ouer nie, nie die jong meisie nie, nie die pa nie. Weet jy wat is vir my die hartseerste? Is die arme kind wat gebore word. Onskuldig. Onskuldig. Die kind word groot in 'n huis van armoede. Die kind het, ek kan eintlik sê, 'n kans uit 0 uit om groot te raak vorentoe en te kan uitstyg in die lewe. Dis die hartseer storie vir my van 'n kind wat 'n kind kry. Baie hartseer want dis onskuldig. En so gaan dit voort, want die band word nie gebreek nie. Ons doen te min en ons kla te veel, want ons doen niks nie. En daarom is my beroep regtig waar op elkeen van u wat vandag hier sit. U kind is my kind. My kind is jou kind. As dit verkeerd is, moet hy aangespreek word. Jy sal onthou, ek kom uit die ou garde uit ook nog. As jy kom klaar by die huis, het jy net weer 'n tweede pak slag gekry. Jy kom klaar nie by die huis nie, want jy het iets verkeerd gedoen, jy het iets nie reg gedoen nie. Daai auntie en oom sal jou nie verniet slaan nie. In vandag se samelewing het dit so verander, dat as die kind by die huis aankom en hy kom klaar het slag gekry, dan vlieg die pa met alle mag en alle geweld
om daai persoon te gaan inkleer. Ons sê ons gaan kleer hom in. Nee. Ek staan op my eie kragte. Verstaan u waaroor dit gaan? 'n Samelewing is mense wat na mekaar omsien. Is mense wat na mekaar kyk. Nie net vir jouself nie, maar ook na die persoon langs, voor jou en agter jou. Dit is wat 'n samelewing is. En u moet onthou, dit is wat Christus verwag van elkeen van ons af. Want hy sê vir jou, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En jou naaste is nie die persoon wat op 'n ander plek sit, jou naaste is die mense met wie jy elke dag kommunikeer en aangaan. Die mense rondom jou. Dis jou naaste. Wanneer jy dit gee, doen jy die volle uitvoering van die wet. Die tweede ene wat ek graag vinnig wil aanraak, probleem, ek weet nie my tyd is seker op. Die tweede enetjie wat ek baie graag vinnig wil aanraak, is aan ons ouers. Ek kan ook baie praat. As aan ons ouers. Baie keer gee ons ouers ook nie die supportive structure vir die kind nie. Die supportive structure vir die kind is nie daar nie. Die kind wil iets kom sê, maar hy is so bang om iets te kom sê, want mommy en daddy gaan weer op my rasel skree. Mommy en daddy gaan nie luister wat ek sê nie. Mommy en daddy gaan nie 'n oor hê om te luister wat ek sê nie. En daarom hou ek maar my mond stil. Ek praat maar nie. En weet jy wat se skade ons daaraan doen? Want daai kind suffer nou in silence. Daai kind suffer nou, want daar's niemand wat hy gaan praat nie. En as hy gaan uitpraat, gaan praat hy met 'n verkeerde persoon uit, wat hom net vanaf die wal in die skoot injaag. Ek staan nie vanmiddag hier, omdat ek die greatest opa, of grandfather, of ouderling is, of, dis nie hoekom ek hier staan. Ek staan vanmiddag hier, omdat ek praat, baie van die goed uit ondervinding uit. Dinge wat ek gesien het, dinge wat ek hoor, dinge waar ek al baie keer moes gaan interfereer het. So ek kan maar die getuienis van my luister, ek kan maar hoor wat ek sê. Kom ek terug, my laaste puntjie is nou ons jong mense toe. En ek praat nie vanmiddag met die verkeerde jong mense, ek praat met die regte jong mense. Want ek bring dit weer terug na die Bybel toe. Wat sê die Bybel vir ons? Wat se opdrag het elkeen van ons gekry? Gaan uit en gaan verkondig my woord en my naam aan die hele mensdom. Dit sluit julle in, sluit die jong mense in. So ek praat nie met die verkeerde gehoor nie. Ek praat nie met die verkeerde jong mense vanmiddag, ek praat met die regte mense. Jy is geroepe en jy is vanmiddag hier, sodat jy dit wat jy hier kry, kan uitvat buitekant toe, en waar daar verkeerd is, kan gaan reg doen. Dit is die boodskap van ons jong mense. Die Bybel sê dit vir ons so mooi, vandag waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou. As jy nie hou by die woord van God nie, kan jy gaan kyk, jou pad is gesaai met dubbeltjies. Jou pad is net nie, dit loop net nie mooi reguit nie. Jou voete haas vinnig na die dood toe. Ons is baie keer, gaan ons jong mense onder baie pressure uit, baie pressure. Ek weet hulle suffer in silence in, en ek weet daarvan. Hulle suffer in silence in. Maar ons is nie meer in 'n generasie waar jy goed vir jouself moet opkrop en ophoop nie. Ek het een van my werknemers in Posmasburg. Hy bel my die maandagoggend, hy sê vir my, Steven, ek moet ry. Ek soek verlof, ek moet ry, ek moet Stellenbosch toe ry. My meisiekind is in Stellenbosch by universiteit. Ek soek verlof, ek moet ry Stellenbosch toe. Die meisiekind het absoluut niks verkeerd nie. Blank en gesond, niks verkeerd nie.
Hy kry die Sondag aan die oproep, die kind is mal. Die kind het haar gedagtes verloor. Hulle neem haar op, hulle vat haar na 'n hospitaal inrigting toe. Hy kom daar so, hy bel my die Dinsdagoggend, hy bel my, hy sê vir my, Steven, ek is hier by die hospitaal, die meisiekind, die kind van my herken my nie eers nie. Jong meisiekind, pas begin op universiteit. So dis baie voorbeelde wat ek vir jy kan sê, en daarom sê ek vir ons jong mense, jy is nie alleen nie. Jy is nie alleen nie. Jy moet die persoon langs in jou kan dra, en jy moet self ook vir jou kan dra. Jy moet so strong wees nie, want ek weet, ons is strong, want jou Christelike waardes het ons by die huis begin. Jou ma en jou pa het ons hier gestaan. Nou nie by julle nie, maar by die ander het ek die mic gehou vir die prediker. Ek doop hom. As 'n belofte afgelê, as 'n doopbelofte afgelê. So, jy het die volste reg om terug te gaan. En dan was daar nog baie kere witnesses ook, getuies ook. Gaan terug. Hulle het ons 'n eed afgelê hier, hulle het 'n belofte afgelê, dat hulle jou sal opbring, Christelike voeding sal gee. So gaan terug na hulle toe. Dis hulle se plig, hulle moet jou help. Jou ouers het jou gedoop, dis hulle se plig, hulle moet jou help. Maar jy moet nie stil bly nie. Jy moet nie in silence bly nie. Ons sien baie keer geweld wat binne in die huise plaasvind. Dis hartseer. Binne in die huis in. Dis hartseer. But don't keep quiet. You need to speak your mind. You need to say it. But I always say, when you speak your mind, speak it with respect. You need to speak with respect. Because respect towards each other, we reach immediately a common ground. Dis onmiddellik as jy gemaklik met mekaar, want dan begin jy oopmaak. Maar as ons nie respek teenoor mekaar het nie, is daar moeilikheid. Jy moet respek teenoor mekaar kan uitwys. Ek sê altyd ook, ek het 'n mooi postertjie vir my gemaak, kom van 1987, 1989, 1992. Ek het vir my 'n mooi postertjie gemaak, het in die kantoor se muur vasgeplak. As jy instap, moet jy hom sien. En ek sê altyd daar, wys jy vir my wie jou vriende is, en ek wys vir jou wie jy is. Peer pressure, groepsdruk. Nee man, hierdie is happy-bappie, occupy, is onskuldig. Hoe weet jy nie wat is daar nou goed gegooi nie? Nee, ek gaan ook try, ek wil ook experimenteer. Bly weg, want vandag is het occupy, môre is het iets anders. As het occupy. Daai lang glas kan, wat noem hom? Bly weg van daai ding af. Jy weet nie wat is daar binnekant nie. Jy try om vandag, ek sal vir jou 'n voorbeeld gee, ek is besig met my eindjare, my studentejare. Ek ry die trein van Posmasburg af, Kimberley toe, Kimberley klim ek oor de Aar, Hutchinson stasie toe. Vat my 2 dae, dan lê ek nog in die werk uit op. 2 dae om by die huis uit te kom. En as jy by die huis is, wil jy mos nou ontspan. Jy wil relax. Tom is lanklaas mekaar gesien en hulle alle dagapyp uit. Ek het gesê, nooit weer in my lewe nie. Nooit weer, twee, hoe sê hulle skywe, snoks. Ek gesê, nooit weer nie. Hy maak vir jou so dronk, so deur mekaar, net jy weet nie, jy kom of jy gaan nie. Ek het gesê, nooit weer nie. En dis 'n student, ek weet dit gebeur, ek weet dit gebeur,
Want dit laat jou in die moeilikheid in. Dit maak vir jou, dit enhance net moeilikheid na jou kant toe. So opstaan, bly weg, moenie eksperimenteer nie. Ek sê altyd vir die klein seun ook, as die moeilikheid begin kom, hulle maar sê, jy's bang, draai hom hoop, jy pad. Hulle maar sê wat hulle wil sê. Jy sê die moeilikheid nie. So dit is belangrik, broers en susters, vir my is dit belangrik dat ons moet vashou aan ons Christelike waardes. En afsluit weer met die teksvers wat ek begin het in 1 Samuel mee. Ons kyk baie keer na die uiterlike, maar God kyk na die innerlike. Ons is baie keer geneig om die vinger te wys, maar ons weet nie die hoekoms en die waaroms nie. As u nog nie ingespring het en uitgevind het en 'n hand gegee het nie, kan u nie die vinger wys nie. U moet ook opstaan, want daai persoon het 'n storie om te vertel, net soos ek het nie. Baie dankie. Ja, broers en susters, ja, ons het begin. Ons het reg begin. Ek glo ons het die Here ingenooi en hy is teenwoordig hier by ons. 'n Samelewing is mense wat vir mekaar omgee. Dit broer Steven se woorde. Wat dit vir my 'n samelewing is mense wat vir mekaar omgee. Jy weet nie in die gehoor, ek het dit nie voorheen vir u genoem. In hierdie gehoor is iemand 'n persoon wat soos ons sê deur diep waters. En sy gaan vir ons, ek wou dit nie doen, ek wou dit as 'n verrassing vir julle hou. Maar ek gaan dit doen. Nou die dag het ek met haar 'n gesprek gehad. En sy sê vir my, broer Hen, ons is almal alcohol en dwelm verslaafd. Of potentiële alcohol en dwelm verslaafd. All depends on the choices